Goeiedag vriende, ons luister na Efesiërs 3 vanaf verse 1 tot 13. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskrywe het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpylbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. Soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons lees 'n paar keer in hierdie gedeelte van 'n geheimenis. Dit laat ons aan 'n geheim dink, maar dit is nie dieselfde nie. 'n Geheim is iets wat ek vir iemand vertel en dan mag ander dit nie hoor nie. Maar 'n geheimenis is iets wat ons nie kan verstaan nie. Dit is iets wat nie algemene kennis is nie, want dit is moeilik verstaanbaar. Die Griekse woord wat hier gebruik word is mysterion. 'n Geheimenis is dus 'n misterie. Dit is iets wat die mens nie op sy eie kan verstaan nie. Vandag gaan ons hoor wat God se geheimenis is. Daarna gaan ons hoor wat die plek van die kerk in God se geheimenis is, en in die laaste plek gaan ons hoor watter troos dit vir ons inhou. Eerstens dan, wat is God se geheimenis waarvan hier gepraat word? Elke keer wanneer Paulus die woord geheimenis gebruik hy dit in verband met die evangelie. Die geheimenis is dus die evangelie. Verlossing deur genade is die groot misterie. Hoekom? Want almal verstaan wat 'n wet is. Daarom kan mense die 10 gebooie lees en dink, as ek dit nakom, sal God gelukkig wees en hy sal my red. Vir baie mense is dit logies en hulle dink dis hoe hulle gered word. En dit is hoe alle ander godsdienste in die wêreld ook werk. Maar die evangelie sê, Jesus Christus het mens geword om gelowiges te red. Hy oorwin swaar kry met lyding. Hy het gewen deur te verloor. Hy het alles gekry deur alles weg te gee. Hy het my en jou sonde en skuld betaal deur dit op homself te neem. Iemand wat in Jesus glo, word ten spyte van sy skuld en sonde deur God aanvaar. Die Heilige Gees woon in so 'n gelowige, sodat hy uit dankbaarheid soos 'n kind van God leef. Wanneer jy die evangelie glo, word jy gered. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jesus maak jou aanvaarbaar vir God. Dit maak nie sin nie, maar soos wat die tyd aanstap, word dit meer en meer wonderlik. Dit word meer en meer bevrydend. Want dit is 'n geheimenis wat God aan ons openbaar. Dit red ons en maak ons werklik vry.
God se geheimenis bestaan verder daarin, dat hy nie net mense uit een spesifieke groep red nie. Hy red nie net die Jode nie. Hy red ook mense uit verskillende volke, tale en nasies oor die hele wêreld deur die geheimenis van die evangelie. Kom ons kyk in die tweede plek. Wat is die kerk se plek in hierdie geheimenis? Vers 6 sê dat wanneer mense die evangelie hoor en dit glo, word hulle deel van God se volk en die lede van die liggaam van Christus. God se volk en die liggaam van Christus verwys na die kerk. Mense wat die evangelie van genade glo, word dus deel van die kerk. In verse 10 en 11 lees ons dat God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word. Met ander woorde, al hierdie verskillende mense wat God saamgevoeg het in die kerk, werk saam om God se geheimenis aan die wêreld sigbaar te maak. Die kerk is God se kleedrepetisie van wat kom. Dit is sy voorbeeld van die toekoms. Die evangelie bring mense bymekaar wat andersins vyande sou wees. Dit wys vir die wêreld dat God alles wat nou uitmekaar val, eendag sal herstel. Dit wys liefde, eensgesindheid en samewerking. God gaan eendag al die gevolge van die sonde genees en die kerk is die plek waar die wêreld dit nou reeds al kan sien. Baie mense sê vandag dat jy 'n goeie Christen kan wees sonder om deel te wees van die kerk. Maar die Bybel ken nie so iets nie. Paulus sê in Efesiërs 3, die wêreld het kerke nodig om die wonder van die evangelie te verstaan. Wanneer Paulus dit sê, is hy nie onrealisties nie. Hy weet dat kerke probleme het en foute maak. Wanneer mense sy briewe lees, hoor jy dat die kerke wat hy bedien het, baie probleme gehad het. Maar ten spyte daarvan sê Paulus, die kerk is onmisbaar. God red ons en verander ons deur die evangelie. Dink jy dat die Heilige Gees jou lewe gaan verander deur die besluite wat jy as individu neem, deur op jou eie te leef? Nee, jy het 'n nuwe gesin nodig, jy het 'n nuwe gemeenskap nodig, jy het nuwe verhoudings nodig. Die kerk is daardie nuwe gesin en gemeenskap. God gebruik ook medegelowiges om jou lewe te verander. Kom ons hoor dan in die derde plek, dat hierdie geheimenis van God bring ook vir ons troos. Wat is hierdie troos? Terwyl Paulus hierdie brief skryf, is hy 'n gevangene. Dit moes vir die gelowiges baie moeilik gewees het. Paulus het hulle dan vertel dat God hom verlos het, en nou is hy 'n gevangene en hy kry swaar. Daarom wys Paulus die gelowiges daarop dat sy lyding nie doelloos is nie. Hy leer ons twee belangrike waarhede oor swaar kry en lyding. In die eerste plek is gelowiges se swaar kry en lyding 'n getuienis vir die wêreld. Wanneer gelowiges ly, sien die wêreld hoe die Here sy kinders beskerm en help. Maar ons swaar kry is nie net 'n getuienis teenoor die wêreld nie, dit is ook 'n getuienis teenoor die engele en die demone. Dink maar aan Job se lewe. Job se lyding het plaasgevind voor die oë van Satan, sodat hy kon sien dat Job werklik aan God behoort. Gelowiges se lyding is dus 'n getuienis vir die sigbare en onsigbare wêreld. In die tweede plek leer Paulus ons dat swaar kry en lyding nooit 'n gelowige onderkry nie. Omdat hy 'n gevangene vir Christus is, weet hy dat dit hom nie gaan vernietig nie, want die Here is by hom. Die evangelie van Jesus Christus is 'n wonderlike geheimenis. Ondersoek dit, delf daarin. Dit sal jou lewe verryk op maniere wat nie met woorde beskryf kan word nie. Dit sal jou lewe op maniere verander waaraan jy nooit sou kon dink nie. Dit sal jou werklik vrymaak. Dit sal jou troos in tye van swaar kry en dankbaar maak in tye van voorspoed. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dank U vir die wonder van die evangelie, dat U hierdie wonderlike geheimenis aan ons bekend gemaak het, en dat U dit deur die werk van die Heilige Gees deel van ons lewe maak, dat ons daarin kan glo en dat ons ook dit kan uitleef. Ons sê vir U dankie vir reën wat daar in ons land geval het, dat U op so 'n wonderlike manier ook weer aan ons voorsien het,
En ons bid dat U ook verder reën vir ons sal gee. Ons doen voorbidding vir ons kinders en jong mense wat besig is met eksamen, wil U ook hulle daarin seën, en dat hulle alles sal onthou wat hulle geleer het, en dit ook op 'n goeie manier sal kan weergee. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.